Die Weskaap is soos 'n mooi vrou. Sonder moeite steel sy harte. In die hart van haar oorvloed lê landbou. Dit wat die dorpe se drome warm hou. Op hierdie padreis verken ons die rykdom, al die pad tot in die Oeverberge, waar Nampo Kaap dit vier. Van veld tot fees. Thank you very much. Dis dag 2 van Nampo en weer 'n volgepakte dagboek. Ons kyk ook terug na my plaasbesoeke op pad hierheen. Maar eers, inkopies. Hier op Nampo Park is daar werklik alles wat 'n boer moontlik kan nodig kry. Van persoonlike beskermende toerusting tot kampstoele, netjiese uitrustings op die plaas, chemikalieë, speelgoed vir die kinders, gereedskap, tente en nog soveel meer. Die sonnetjie het uitgekom oor Nampo Park en nou sit so 'n bietjie warmer as vanoggend. Maar daarom het ek hier my grootste fan ontmoet. Of jy inkopies doen vir jouself of geskenke koop, want ons weet Desember is net om die draai, hier's baie om van te kies. Of selfs sommer net vir die chef in jou. Frakkie oor. Op pad hierheen het ons in Riebeeck Kasteel by Delico gaan inloer om te hoor hoe naspeurbaarheid nie net hulle besigheid nie, maar ook vir verbruikers bevoordeel. Die Weskaap se kleur en geur gee elke dag nuwe bekoring. Om te sien hoe ons produsente elke faset van die waardeketting omarm, om produkte van die lande af tot op ons borde te vat. Dit maak mense oë oop en voeg daarbey naspeurbaarheid. Dis 'n groot woord, maar vandag gaan ons hier by Delico uitvind wat dit vir almal beteken, binne landbou en buite. Dit is 'n voorreg om 'n verskil te kan maak in Suid-Afrika. By Delico en myself dryf dit met hart. Dit gaan lankal nie meer net oor geld nie. Dit gaan oor die passie wat ons het en die mense wat ons het in die gemeenskap. Hierso gee ons die geleentheid vir personeel om 'n bestaan te maak, om kinders deur skole te sit, om kos op die tafel te sit en letterlik skoene aan kinders se voete. So dis 'n voorreg om deel te kan wees van hierdie instaatstellingsmasjien tot 'n beter Suid-Afrika saam, want hier bou ons met landbou. Henry, baie dankie dat ons vandag hier by Delico by julle kan kom kuier. Absolute voorreg om u te hê, baie welkom. Julle het nogal 'n baie deeglike verteenwoordiging van die hele waardeketting van 'n skaap hierso by julle, van die skape self, deur die verwerkingproses tot by die eindverbruiker. Vandag wil ons bietjie hoor wat beteken naspeurbaarheid in sy diepste vorm. Om vir die verbruiker te kan sê waar kom die vleis vandaan, en dis 'n kwaliteitstelsel vir ons, dat ons kan kyk waar kry ons die produk wat ons vir die eindverbruiker wil gee, wat deur ons gefasiliteer word, want ons staan vir kwaliteit en ons produsente is vir ons baie belangrik. So dis ook 'n bietjie meer as net waar kom die vleis vandaan, maar ook die produksiemetodes wat gebruik word op 'n plaas, want dit word al hoe belangriker vir 'n verbruiker om te weet dat daar met 'n etiese benadering tot boerdery is. Watse gerusstelling gee dit vir julle as produsente om vir verbruikers daai hele proses te kan wys? Annelie, die wonderlike ding van Suid-Afrika is ons het top boere, top produsente. So die naspeurbaarheid gee net vir ons die gerusstelling na die verbruiker toe om presies te kan trek van waar af die produk kom. Maar jy moet die vertroue in jou handelsmerkie waar jy koop. En gelukkig Delico is 'n sterk huishoudelike naam
En naspeurbaarheid gee vir ons die voorreg om dit presies terug te trek na die verbruiker toe en na die verskaffer toe. Is daar 'n finansiële impak op julle besigheid om daardie naspeurbaarheidsprosesse in plek te hê en te kan wys en op 'n manier vir die verbruiker te kan kommunikeer? Want waar kry hulle daai inligting? Absoluut. So 3 dekades later moet ons vir mekaar eerlik kan sê, hoe meer ons verwag, hoe meer gaan dit jou kos. So elke verwagting dra koste. En ons moet net vir onsself vra, tot waar kan die verbruiker dit regtig waar absorbeer? Want met die hoë huidige proteïenpryse is ons al klaar baie hoog. So ons moet net versigtig wees dat ons nie vir onsself die produkte duur maak nie. Saam met naspeurbaarheid loop biosekuriteit hand aan hand. Back and close seer veroorsaak baie bekommernis in ons land op die oomblik. Hoe belangrik is dit dat landbouers besonderhede met mekaar deel, dat almal deel kan wees van die proses om al die nodige inligting met mekaar en met die verbruiker te kommunikeer? Daar's 'n verantwoordelikheid wat elke produsent het met elke fasiliteit om te kyk na ons industrie, en dit is om vleis op die rak te sit en vir iemand 'n ongelooflike ervaring te gee. So die naspeurbaarheid gee vir ons die kwaliteitsdeurset van produsent na die verbruiker toe, en biosekuriteit moet ons industrie beskerm. En dit is van kardinale belang dat ons 'n volhoubare industrie die heeltyd aan aandag gee. En ek is mal oor die samewerking wat alreeds tussen verskillende instansies plaasvind om daai regverdigheid moet geskied, volhoubaarheid moet geskied, maar ook die skaalbaarheid van aktiwiteit. Maar dis ons verantwoordelikheid om saam te werk om oplossings te kry. Dis 'n komplekse wêreld waarin jy werk. Daar's baie uitdagings in landbou. Daar's baie regulasies rondom voedselveiligheid. Wat laat jou elke oggend opstaan en dink, vandag gaan ek dalk 'n ander benadering hê? Wat wil jy probeer bereik en wat laat jou tik? So dis wonderlik om te kan wakker word met passie en met daai Engelse woord purpose, waar jy weet jy kan 'n verskil maak saam met jou span. So ek moet erkenning gee aan my span en daai waar ons op hierdie vlak is waar ons verskil maak. Delico is hierdie instaatstellingsmasjien tot werksgeleenthede, beter pryse vir ons produsente, beter waarde vir ons eindverbruiker wat op die einde van die dag die produk moet koop. Maar wat my laat tik is mense, ons Suid-Afrikaners, en die mooi woord is daai Africanacity wat ons net het om ons land vorentoe te vat. Na 33 jaar, dit word nie oornag gebou nie. Dis generasies. Dis 'n generasiebesigheid en ek sien uit na die toekoms saam met die produsente en die kliënte waar ons net nog beter kan maak. Hier op Nampo Park gesels ons met Marianne Viljoen. Sy is die herkouer spanleier by Communicate en heel gepas is ons hier tussen die diere. Marianne, vertel vir ons eers, hoe het jy in landbou beland? Ek wou nog altyd met diere gewerk het, want ek het besluit ek hou nie van mense nie. Tot ek op die ouheid, tot ons doen wat ons doen en agterkom ons hou eintlik van mense, ons hou net van die regte mense. So die maklikste ding om te doen as jy met diere wil werk is of jy moet na 'n sirkus toe gaan, of jy moet 'n veearts word, of jy moet iewers vir jou kry waar werk ons met diere en wat is lekkerder as om 'n dier te kry om gelukkig te wees en vir jou 'n produk te gee wat almal kan gebruik. Absoluut. Dis hoe ek geleidig het in die landbou. Hoe het jy storie van daar af ontwikkel tot waar jy nou is in landbou? Ek het in Stellenbosch geswat en toe het ek my nagraads gaan doen op Elsenburg. En toe het ek sommer van Elsenburg af bo van die navorsings afgegaan na die college toe. Ek het klas gegee daar vir 10 jaar. Ek het 'n bietjie landbouhandboeke geskryf om seker te maak hulle kom reg daar by ons aan. En na 10 jaar toe ek lus om te gaan kyk hoe lyk dit aan die ander kant van die boeke. Toe gaan boer ek perlemoen vir 2 jaar. Dit was heerlik. Toe gaan boer ek lêhenne vir 2 jaar
En toe eindig ek eers as die verhoudingsbestuurder in die Wes-Kaap vir Communique en so 3 jaar terug het ek begin as die spanleier vir die herkouers en ek geniet nog elke dag. Dis 'n ongelooflike heen en weer spronge so half in dieselfde bedryf. Hoe is dit dat mens een ding kan swat en dan in soveel verskillende rigtings kan inslaan? Weet jy, Andy, dit wat jy swat, gee net vir jou 'n beginpunt. Dit gee vir jou 'n basis om 'n gesprek te voer. Dit wat jy doen, gee vir jou weer jou volgende rigting en jou volgende rigting. En soos wat mense aangaan in jou loopbaan, begin jy agterkom dit wat vir jou energie gee. Ek weet nou nog nie eens wat ek gaan doen vir die res van my lewe nie. So, mens vat hom elke dag soos hy kom. 'n Mens, as jy aftree, dan kan jy sê, "Jesus, ek dink ek wil nog eendag dit word." Dit is ongelooflik. Het jy dan 'n boodskap vir jong mense wat ook graag in die landbou wil wees, maar dalk nie weet waar om te begin nie? Weet jy, vir jong mense wil ek eerstens sê, niemand weet wat hulle wil doen op 18 nie. As jy dink jy weet wat jy wil doen, is jy gelukkig. Moenie dat jy afgesit word deur mense wat vir jou sê, "O, daar's nie geld in landbou nie." As jy hard werk, gaan jy altyd 'n goeie salaris verdien. Gaan soek daai ding wat vir jou lekker is, want dan werk jy nie, dan lewe jy elke dag. Terwyl ek en jy gaan hoor hoekom die mense hier agter ons so lekker lag, gaan die kykers by die huis saam met ons inloer waar ons by Tini Tennyson op Caledon gaan kuier het. Ons sê baie keer vir mekaar dat gedeelde leed is halwe leed, maar gedeelde vreugde is 'n dubbele vreugde. En ons probeer dit van toepassing maak op ons werksmense ook, dat hulle ook in ons swaar kry saam met ons daarin is, maar ook deel as dit met ons beter gaan en as dit 'n goeie oes is. Tini, vertel vir ons van julle unieke verhouding as broers. Man, ons is eers beste vriende en dan is ons kollegas, vennote en dan toevallig op die einde is ons broers en in daai spesifieke volgorde en dis ons geheim. Maar julle is baie hands-on om die Engels te gebruik. En julle spuit self, julle stroop self. Hoekom is dit vir julle belangrik? Weet jy, dis vir ons belangrik om dit self te doen. Besluite wat ons of goed wat ons sien in oestyd, pas ons toe in saaityd. Ons weet as ons spuit waar is 'n probleem wat ons moet aanspreek in die volgende jaar. Dit is wyd versprei, maar dit het ook 'n voordeel want dit is verskillende plekke, verskillende reënval, verskillende klimaat op verskillende plekke. Tini, inligting oor die weer is baie belangrik. Hoe kry julle die regte, akkurate intydse inligting oor wat die weer gaan doen om besluite te neem? Man, ons kyk maar na al die webwerwe waar op die weer kan gekyk word, YR en Weather SA en AccuWeather en so is daar klomp, maar ons het ook 'n klompie ons eie digitale weerstasies wat oor tyd hulle eie inligting versamel en hulle eie voorspellings maak. So niks is akkuraat nie, maar ons probeer dit maar so goed as moontlik doen. Die ongelooflike tegnologie wat julle het, die presisie tegnologie met kartering, monitering van elke ding en stelsel en masjien op die plaas. Hoe het dit julle finansiëel beïnvloed of 'n impak gehad op julle besigheid? Op die stadium kry jy regtig 'n premie op dit, maar ons spaar geld. So ons voorkom die barrikasies. Ons kan goeie besluite neem oor brandstofverbruik en hoe operateurs werk. So ons kan operateurs ruil en vir hulle aanspreek op die regte tyd om geld te spaar. En ons hoop dan in die toekoms gaan dit vir ons iets in die sak bring as dit moontlik is. Tini, julle samel nie net inligting in vir julle eie gebruik en besluitneming nie, maar daai inligting wat julle insamel oor die tegnologie is dan ook sodat julle dit met die verbruiker kan deel. Hoe doen julle dit en vertel ons bietjie meer? Die hele wêreld neig na speurbaarheid en die verbruiker en die huisvrou wat 'n produk koop, in ons geval gaan dit brood wees of 'n bierdrinker, wil presies weet wat het gebeur en wat is gespuit en hoe die omstandighede gelyk. So ons het al 'n 10 jaar biblioteek van data wat ons kan presies weet en kan vir mense kan wys wat is gespuit op watter dag, watter produkte en ons glo in die toekoms moontlik, ons hoop gaan ons 'n premie daarop kan verdien. Tini, julle is natuurlik ook opgewonde oor die volgende generasie wat die besigheid betree. Hoe gaan julle unieke verhouding met mekaar as broers aan julle eie kinders oordra sodat hulle met dieselfde gesindheid saam kan werk? Kyk, daar's mos niks soos 'n goeie voorbeeld nie. So ons
Die verhouding wat ek en Willie onder mekaar het en die respek en liefde, dit forceer ons op hulle af in terme van 'n goeie voorbeeld. En hulle gaan geen ander keuse hê as om dit na te volg nie, want dis die sleutel tot ons sukses in terme van 'n familieboerdery. So ons gee hulle nie 'n ander keuse as om te sê ons gaan saam boer in liefde met respek nie. Elke persoon wat al hier by Nampo was, sal vir jou iets vertel van die kos. Dit het skoon sy unieke geur hier op die skouterrein. Van curry en rys tot roosterkoeke, breedies, steaks, dis pure plaas. Maar wat mense dikwels nie weet nie, is dat dit die skole, kerke, gemeenskappe en liefdadigheidsorganisasies is wat bymekaar kom om hierdie unieke eetervaring na Nampo te bring. Huis Klippedrif is 'n ouete huis wat hier die Halaat Bistro behartig. Natuurlik met die groot ondersteuning van Halaat. Benewens die lekker ontbyte is dit die perfekte plek vir breedies en natuurlik vir afval. En 'n groot gesprekspunt is ook die skaapkoppe wat Vrydag hier bedien gaan word. Nou voor ek besluit wat ek vir middagete wil hê, gaan ek gou proe. Ek dalk een van die kry. Die rooi vleisbedryf was nog gefokus op ons roadtrip en vir die vleisliefhebber is die steakhouse hier agter my van Standard Bank nog 'n middagete opsie. By verlede jaar se Nampo Kaap het hierdie steakhouse oor die 2000 steaks gebraai, amper 'n ton chips gemaak en oor die 1300 burgers verkoop. Dis nou vir jou 'n toonbeeld van ouers, leerlinge en personeel wat saam staan vir hierdie reuse fondsinsamelingsprojek. Daar's heelwat nuwighede hierdie jaar by Nampo Kaap en die Neptune Deli is een van hulle. Hierdie sal ons omskep om die deli te akkommodeer. En spesifiek vir diegene wat net 'n kleiner gaatjie het om vol te maak, is hier heelwat om van te kies en te keer. En as mens aan lekker geëet het, moet mens goeie geselskap gaan soek. En wie beter as ons geliefde Dok Vaffa? Hoe gaan dit met Dok? Gaan goed met my aan. Ons het nou vir 3 weke in die kar gereis en dit maak 'n mens moeg. Hoe hou Dok dit uit om so ver te reis? Nee, as ek met die boere kan gesels dan is ek nie moeg nie. Dat is Dit is toch soos petrol vir my. Dat ek vir hulle kan sê ek is Noag, ek waarsku vir jou. En die probleem is daar waar ek gewaarsku het bekkenklausuur uitgebreek, want hulle wil nie vir my luister nie. Hoe lyk die situasie nou, Dok? Moet ons baie bekommerd wees Ja. of kan ons 'n bietjie gerusgestel wees? Nee, jy moet baie bekommerd wees en jy moet bekommerd wees oor jou plaas en jou diere en alles. Ek sê vir hulle die 3 H's, né? Jou hekke moet jy oppas want dis wat alles inkom. Jou heining, dit help nie jou hekke is alles reg en toegesluit en jou heining Ja. is stikkend toe. En die derde ding is, die belangrikste is jou harsings. Jy moet Dink. Maar Dok, ten spyte van al die kommer oor bekkenklausuur, is ons darm nou hier by Nampo. Sal Dok my bietjie gaan hierdie merinos gaan wys? Ja, ek sal vir jou wys. Kom ons stap. Inkopies, lekker kos, goeie geselskap. Vandag is behoorlike fees. Maar benewens Nampo is daar nog soveel om te sien en te doen. Strandveldwyne is byvoorbeeld een van daai plekkies wat tydens die week van Nampo heelwat besoekers lok. Ons het gaan inloer. Strandveldwyne is 'n pragtige windverwaaide wynkelder, 9 km van die see. Geleë tussen Elim en Kaapagallus is dit die mees suidelike wynkelder op die vasteland van Afrika.
Konrad, vertel vir ons 'n bietjie van die geskiedenis van Strandveld. Strandveld is maar nog 'n onlangse wynplaas. Ons het in 2001 het ons die plaas gekoop. Dis 'n graan- en 'n skaapplaas gewees. 2002 het ons begin wingerd plant hier en ons het die eerste wyn van ons eie wingerd eers in 2005 gemaak. In hierdie selfde kelder wat 'n ou aartappelstoor was wat ons omskep het in 'n vatkelder en 'n wynkelder. Die ligging waar jy is nogal ekstreem. Die winde in hierdie streek is nogal beroemd. Hoe beïnvloed dit julle wynmaakproses, die smaak, die versnitte wat julle produseer? Ek sê altyd die wind is ons ligversorger. Jy kan nou sien hierdie suidoos wat hier buite waai. Dit maak die temperatuur koel. As jy nou oor Daarstorp toe ry, dan is dit maklik 5 grade warmer. In die lekker somermaande as die suidoos waai, dan bring dit die toeriste want dan wil hulle nie op die sand op die strand sit nie, dan kom hulle uit na die plase toe om te kom wyn proe. Maar dit is ook 'n groot deel van ons vyand in die sin van as ons hierdie sterk koue fronte kry, veral in die laat lente, einde September tot in Oktober. Dis 'n baie sensitiewe tyd vir ons wingerde. So jy kan in een nag met 'n storm kan jy baie van jou produksie sommer oornag verloor tot 50%. So dan is ons produksies baie laag. Aan die einde van die dag maak dit alles die wyne wat ons hier verbou spesiaal. En dan is die koel klimaat baie goed vir hy intense peperkarakter wat ons op ons Shiraz kry. En ons is eintlik ons nou Sauvignon Blanc wêreld hierso. Al oor die jare het ons Sauvignon Blanc homself al bewys is van die top Sauvignon Blanc in die land. Wat sou jy beskryf is die hart van die karakter, die ethos of die lese van Strandveldwyne? Ek dink as ons dit vat wat op ons embleem staan, daar waar die land en die see ontmoet, lê daar 'n betowering. En dit is tipies wat die Strandveld is. Ons naaste wingerde is maar net 7 km van die see af. En 'n klomp van die goed wat die wyne anders maak in die grond en goed, dit kan nie wetenskaplik bewys word nie, maar dit is tog anders. Ja. Nee, kan dit proe, dis anders. En ek dink dit is wat ons anders maak. In die week van Nampo Kaap, sien julle 'n impak op julle besigheid dat julle meer voete deurkom van mense wat Nampo Kaap ook bywoon? Ja, in Bredasdorp is dit 'n baie groot inspuiting vir almal in die area. Ons sien definitief nie net kliënte wat plaas toe kom nie, maar ook die kliënte wat ons wyne geniet in die restaurante en in die area om ons. So dit is 'n groot inspuiting vir almal van ons, vir ons besigheid. En ja, dis altyd lekker. Iemand proe die wyn in 'n restaurant en dan wil hy graag die plaas kom sien en dan kom ontdek hy Strandveld. Baie welkom by ons stalletjie, geniet dit. Vreeslik dankie. Dankie, kan jy maar dankie. Dankie. Lekker middag. Dit was 'n wille en besige roadtrip tot hierso en môre se program is net so stampvol. Ons vier landbou hier in die Wes-Kaap waar die veld die fees ontmoet.